Ons lees vanoggend saam vanuit die evangeliebeskrywing van Johannes. Ons gaan lees Johannes 13, daar vanaf vers 1. Maar ek gaan net laat ons lees tot en met vers 20, die opskrif daar. Jesus was die voete van sy disippels. Johannes 13, vers 1 tot 20. En vanuit daardie gedeelte dan die opskrif van vanoggend se preek, is die moerblyvlekke van die lewe. Voordat ons dit saam lees, ek vra dat ons eers sal stil raak. Ons die Here ook sal vra om ons rustig te maak en ons gedagtes so te orden dat ons ook sal hoor dit wat hy vir ons wil sê deur sy woord. So broers, kom ons staan en dan sluit ons almal saam ons oë. Almagtige God, grote Skepper, ewige Here, ons leidsman en ons verlosser. Deur die geloof het U ons as U kinders tot hier gelei om vandag op die Sondag hier in aanbidding voor U te staan. Here, dit getuig van genade, genade van die pad wat U met die mensdom gestap het, maar ook van die genade van die pad wat U met ons stap vandag. Op geen ander plek wil ons op hierdie dag wees as hier in 'n diens ter ere van ons Here nie. Ons besef egter ook, o Here, op hierdie naweek waar daar soveel verrigtinge aan die gang is onder ons volksgenote, dat daar baie van hulle is wat hierdie genade nie ken nie en ook baie is wat die beloftes vergeet het wat hulle gemaak het om hierdie dag ook af te sonder. As dit U wil is, bring ook daar weer die behoefte, vorm ook daar die harte om hierin te deel. Waar ons nou na U woord gaan luister, besef ons ook daarin is ons afhanklik. En bid en vra ons dat U op ons harte die boodskap sal lê wat U aan ons wil leer. Here, ons sê dankie vir die reën. Ons sê dankie dat U ons die vakansie gespaar het. Ons sê dankie vir elkeen wat hierdie week verjaar. Ons bid in besonder ook vir hulle wat deur diep waters gaan. Ons Kalk, Mike, Henny en Frikkie. Here, laat dit wat ons vandag hier doen, wees tot eer en verheerliking van U naam. Laat dit wees ooreenkomstig U wil hê. Mag dit getuig van die dankbaarheid en die liefde in ons harte wat ons vir ons Vader, ons Here, ons Redder het. Dit vra ons nie uit verdienste nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Johannes 13 vanaf die eerste vers. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem, en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het.
Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. En 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Spreek nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitverkies het. Maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Ons lees net tot sover. Ek herhaal vers 8. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Ek is redelik seker daarvan, as ek die kinders nou sou vra, dat hulle vir my moet wys wie dit geniet om bome te klim, almal of gaan opspring of ten minste 'n hand gaan opsteek, en daarom doen ek dit eerder nie, anders is dit dalk chaos so aan die begin van die diens. Maar boomklim is iets wat ons as kinders almal gedoen het, iets wat ons as kinders geken het. En toe ek graad 1 was, ons van die Kaap na Pretoria getrek, my pa is verplaas. Ons het daar in 'n huis gebly in Murrayfield. Lekker huis vir 'n kind om in te bly. Lekker speelplek. Swembad vir die somer en inderdaad ook baie bome om te klim. Die huis was ook reg oor kan die skool gewees, wat die lewe vir my en my ouers natuurlik baie makliker gemaak het. Daardie dae kon 'n kind nog self skool toe stap as dit nie te ver was nie, sonder dat pa en ma hulle dood te hoef bekommer het. Soos wat ek maats gemaak het, was dit natuurlik ook baie maklik vir die klomp maats om na skool te kon kuier, juis omdat dit so naby was. Dit was nie snaaks om 'n middag 'n hele huis vol seuns daar te hê nie. Baie van my maats het ook daar kom wag vir hulle ouers om hulle te haal. Maar dit alles het baie vinnig op 'n baie groot probleem uitgeloop. Die grootste boom in die erf was 'n ou moerbeiboom wat agter in die hoek gestaan het. En dit was natuurlik ons gunsteling boom om te klim. Maar saam met 'n moerbeiboom
moerbuie. En moerbuie en skoolklere was nie goed by mekaar nie. Baie kere, baie middag, as ons diep in die moeilikheid oor die skoolklere wat so gevlek was. Die volgende dag by die skool in die klas kon mens soms baie duidelik sien wie die vorige middag daar by die Van Rooyenhuis gekuier het. Soos jy weet, moerbuivlekke was nie maklikheid nie. Maar dit eers daar gelaat. As ons na ons skrifgedeelte kyk vanoggend, word daar ook gepraat van Christus wat gewas het. Maar hy het nie vlekke uit klere gewas nie. Ons lees hier, ons Here, ons Meester, het sy disippels se voete gewas. En by 'n vorige geleentheid het ek al aan u verduidelik, dit was nie 'n snaakse gebruik in daardie tyd dat voete gewas is nie. Want die mense het nie aan 'n etenstafel gesit soos wat ons vandag doen nie. Hulle tafel was baie laer met die gebruik dat hulle so half skuins op hulle sy op kussings gelê het, met die gevolg dat jou voete in die man langs jou se gesig was. Daarom was dit belangrik dat hulle in daardie tyd hulle voete skoon gewas het, sodat hulle nie hulle buurman se eetlus sou bederf nie. So waar Petrus so hewiglik beswaar maak teen Christus wat sy voete wou was, het dit nie gegaan oor wat Christus wou doen nie. Dit het gegaan oor hom wie dit wou doen. Petrus se beswaar was teen die feit dat Christus sy voete wou was. Daarom sê hy vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Ons sien hier ons Here, soos wat die stukkie ook vir ons sê, verneder homself om sy volgelinge se voete te was. En die rede daarvoor gee Christus in sy antwoord aan Petrus as hy sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Christus het die was van die voete gebruik as 'n teken, as 'n verwysing vir dit wat hy kom doen het vir al sy volgelinge. Nie net vir die disippels nie. Dit het verwys na hom en hoe hy hulle sonde sou afwas met sy eie bloed. So wanneer dit sou gebeur, moes dit die disippels laat dink aan dit wat hy kom doen het. Mense, daarom is dit ook nie moeilik om te sien hoe hierdie hele gedeelte hand aan hand loop met die doop wat ons vanoggend ook in klein Lenke gaan bedien nie. Die doop is ook 'n teken van die dinge wat Christus vir ons, vir sy volgelinge gedoen het. Maar is meer as net 'n teken. Dit is ook 'n waarborg, 'n seël van dit wat hy gedoen het. Dit is 'n simbool van hoop vir ons en vir ons kinders. Dit is 'n teken, 'n waarborg, ons hoop. Almal van ons wat hier sit, is gedoop. Sy kinders is gedoop. Of is op die punt om gedoop te word. En hierdie gemeente is geseën met 'n klomp kinders. So die doop is nie vir ons iets vreemds wat ons nie gereeld sien nie. Maar besef ons wat dit vir ons beteken. Besef ons wat hierdie teken, hierdie waarborg, hierdie hoop vir ons en ons kinders behels.
Weet ons waarvan dit 'n teken is? Wat is dit wat die doop vir ons waarborg, verseker? Wat is die hoop van wat in daardie betekenis opgesluit is? Dit leer ons alles in Johannes 13. Ek gaan begin deur terug te keer na die probleem van die moerblyvlekke. En die feit dat dit eintlik soveel moeilikheid veroorsaak het. Nou mense, in 'n sekere sin kan ons die sonde vergelyk met sulke moerblyvlekke. Die sonde, die erfsmet, die skuld waarmee ons gebore word, soos die moerblyvlekke van ons geestelike lewens. Elkeen van ons en ons kinders, word met daardie vlekke gebore. Dis deel van ons bestaan. Dis deel van ons werklikheid en ons kan niks daaraan doen nie. As ons gebore word, is ons hele wese, alles wat ons is, reeds gevlek met die sonde. As ons as mense voor God gaan staan ons met ander woorde skuldig. Die vlekke van die sonde is die bewys van daardie skuld. En net soos in die geval van die moerblyvlekke op die skoolklere, is dit niemand anders se skuld as ons eie nie. Maar nou moet ons ook besef, sondevlekke is 'n baie groter probleem as iets soos moerblyvlekke. Mens kan 'n nuwe stel skoolklere gaan koop as die vlekke net nie wil uitwas nie, alhoewel dit bitter duur is. Maar ons kan nie 'n nuwe mens wees koop nie. Dit kan ons nie doen nie. Daarom is die doop vir ons 'n teken van dit wat Christus kom doen het. Soos wat ons lees, hy het homself kom verneder. Maar voor hierdie punt van die begin af deur mens te word. Hy het vir ons die vlekke van die geestelike lewe geword. En deur sy bloed aan die kruis, hy daardie vlekke afgewas en vir ons betaal vir 'n nuwe mens wees wat ons nie self kan bekostig nie. Die prys wat hy betaal het, was sy eie lewe. Dis waarvan die doop vir ons 'n teken is. Ons Here wat homself kom verneder het om die sondevlekke van ons lewe af te was. Dis die teken. Waarvan is dit 'n waarborg? As kind van omtrent 7 of 8 jaar oud, ek nie verstaan waarom my ma altyd so ongelukkig met ons is oor 'n klomp klere nie. Was te klein om te besef wat die vlekke aan klere doen of om te begryp wat die koste behels het om so 'n stel klere te vervang. Maar net so as mens vanuit ons eie verstaan ons ook nie wat Christus vir ons kom doen het nie. Daarom vra Petrus presies ook dit toe Christus sy voete wou was. Nou mense, net soos wat ons kinders ook te klein is om te begryp wat aan die gang is as hulle gedoop word, wat besig is om te gebeur,
wat die implikasie van die sakrament is, maak dit nie 'n verskil aan wat die doop vir hulle beteken nie. Christus antwoord Petrus, sê vir hom, wat ek doen, begryp jy jou nie, of begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Dit het nie saak gemaak dat die disippels op daardie punt nie geweet het waarmee hy besig is nie. Dit het nie saak gemaak dat hulle nie die simboliek begryp het van dit waarna die voete was verwys het nie. Die waarde en die betekenis van dit wat hy op aarde vir die mens kom doen het, presies dieselfde gebly, ongeag hulle begrip. En dit sou vir die disippels ook as waarborg dien dat net soos wat Christus hulle voete daar aan die tafel gewas het, so sou hy hulle hele mens wees, hulle hele bestaan was met sy bloed aan die kruis. En dis vir ons en ons kinders ook die waarborg. Dat al verstaan ons nie noodwendig alreeds met die doop wat Christus vir ons gedoen het nie, weet ons dat net soos wat daardie water oor ons kinders se kop drup, so het Christus se bloed al sy kinders se wese gereinig. Vers 10, hy wat gewas is, niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. Die doop is vir ons 'n waarborg van daardie was in ons Here Jesus Christus. So ja, dit is vir ons 'n teken van die afwassing van ons en ons kinders se sondes, elkeen wat glo se sondes, deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Maar meer as dit net 'n teken, is dit ook vir ons 'n waarborg dat al verstaan ons kinders nog nie alles wat dit beteken of behels nie, dit nie afbreek aan dit wat Christus vir ons gedoen het nie. Daardie waarheid, daardie werklikheid, bly dieselfde. 'n ander predikant skryf eendag van 'n jong man wat hy gehelp het en bedien het, wat die verpletterende nuus ontvang het dat hy leukemie het. Die man is vinnig opgeneem en kort na sy opname het hy in 'n donker depressie verval. Eintlik homself onttrek van die samelewing. En 'n niggie van hom, omdat sy nie geweet het wat om anders te doen nie, het toe 'n bloemiste gevra om vir hom 'n ruiker te stuur daar vir sy neef, daar waar hy in die hospitaal opgeneem is. Die jong meisie wat by die bloemiste hierdie bestelling toe hanteer het op die ingewing van die oomblik besluit om 'n kaartjie van haar eie by die kaartjie van die niggie te sit. Aanvanklik het hierdie jong man lusteloos gekyk na die blomme. Maar toe het die 2 kaartjies sy aandag getrek. En dit wat in die tweede kaartjie gestaan het hierdie jong man laat regop sit. Die dametjie by die bloemiste het vir hom geskryf: jy ken my nie en ek ken jou nie. Ek wil net vir jou sê, op 7 is ek met leukemie gediagnoseer. Ek is nou 22. Ek verstaan, ek bid vir jou, en daar is hoop. Daar is hoop. Dit het die man laat moed skep. Dit het gemaak dat hy hierdie stryd met erns aanpak. Maar die les in hierdie gebeure is dit: hy was omring deur die beste medisyne, die beste tegnologie denkbaar. Was versorg deur toegewyde dokters, verpleegsters. Maar die enigste ding wat hom troos gebring het, wat hom hoop gegee het,
was 'n paar sinnetjies uit die pen van iemand wat verstaan. Iemand wat self daardeur is. Mense, dis ons troos, dis ons hoop in hierdie lewe. Christus verstaan ons stryd. Christus verstaan dit wat ons en ons kinders deurgaan. As mens is hy self daardeur. As vernederd het hy self gesterf. Ons lees in Hebreërs pragtige stukkie in hoofstuk 4, ek gaan net vir u so 3 verse daar lees. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde, sonder daardie vlekke. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die versoeking is altyd daar vir ons kinders, om ons hartsbegeertes, ons menswees te volg, en so dan nie weer, of so doen, dan weer vlekke in hierdie lewe te kry. En is dit nie juist wat ons so baie maal doen nie? Gaan speel weer daar, gaan klim weer in naar die bome van sonde wat ons weet hierdie vlekke veroorsaak. Maar die realiteit van dit wat Christus vir ons gedoen het, en die boodskap van die doop wat aan ons bedien word, die hoop wat daarin gesetel is juis dat as Christus dan eenmaal vir ewig ons so gewas het, dan kan geen sonde meer 'n merk op sy kinders los nie. Soos daardie man hoop en troos gekry het in die wete, iemand anders het hierdie pad gestap en is daardeur. So lê ons hoop daarin dat ons weet, die vlek van die sonde, die gevaar van die dood, dit het ons Here vir ons weggewas, soos wat die doop vir ons wys. Daardie hoop, dit is ons troos, ongeag wat gebeur deur die lewe. God se beloftes, dit waarvan die doop 'n teken, 'n waarborg, 'n hoop is so vas soos hierdie water wat ons oor ons kinders se koppe drup. So seker as wat die water oor Lienke se kop drup. So seker het ons Here se bloed oor ons lewens gespoel en elkeen van sy kinders se vlekke weggewas. Daarom is die doop vir ons 'n teken, 'n waarborg en 'n hoop van God se beloftes wat hy aan sy kinders gemaak het. Beloftes wat hy vir ons in Christus bloed vervul het. En nou vra ek vanoggend weer vir hierdie vraag. Nou dat ons hierdie dinge weet en weer besef, wat beteken die doop vir jou? Wat beteken dit vir jou dat jou kinders gedoop is? Ek was bekommerd om vanoggend te hoor hoeveel mense verlede week in die kerk was. Ek was aangenaam verras. Maar daar kan verseker nog meer mense in die vakansie hier wees. Daar kan verseker nog meer kinders in vakansies hier wees.
Ons is hier by mekaar op 'n Sondag om ons Here te loof vir dit wat hy gedoen het, vir dit wat die doop vir ons kommunikeer. Maar sommige Sondae in die vakansies lyk dit nie so nie. Dan lyk dit nie asof die doop daardie diepte in ons lewens vul wat dit moet nie. As ons besef wat die doop vir ons kinders beteken, vir ons beteken. Kom is al die kinders nie elke Sondag in die kerk nie. Laat ons vanoggend hierdie stukkie genade weer besef wat die volle betekenis waarna die doop vir ons wys. Laat ons weer besef wat die waarborg is wat vir ons in die doop gesê, gekommunikeer word. Laat ons onthou wat die hoop is wat vir ons in Christus gebring is. In Christus is ons gewas van alles wat ons lewe bevlek het. In Christus word ons en ons kinders gereinig, elkeen wat glo. En as ons dit waarlik besef, wat die doop vir ons sê vanoggend, kan ons nie anders as om entoesiasties vir ons Here te wees nie. Dan kan ons nie anders as om hom met ywer te dien en te aanbid en ons kinders met ywer aan sy voete te bring nie. Dan sal ons nie anders as om nie te kan wag om na die woord te luister en dit wat daarin staan uit te leef nie. So daar waar die versoekinge, die moerbybome van die sonde van hierdie lewe ons so nou en dan van die pad aflei, laat ons onthou wat die boodskap van die doop is. Laat ons onthou wie daardie vlekke van ons menswees afgewas het. Laat ons opnuut erns maak met ons godsdiens van ons kinders. Sy belofte aan ons is vervul. Sy seun het sy lewe vir ons kom aflê en net soos wat hy die disippels se voete gewas het hy ons wese ook gewas. Dit is tyd dat ons dit sal onthou en ons belofte aan hom sal nakom. Want soos die doop vir ons vanoggend getuig, hy is die een waarvan die teken verkondig. Hy is die een waarin ons waarborg vas staan. Hy is die een wat ons ware hoop is. Ons en ons kinders. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. U roep die kindertjies om na u te kom. Soos wat u al u kinders na u toe roep. En as Vader het u vir ons, u kinders, die beste gegee wat u het. U het vir ons die lewe gegee. Ten koste van die groot lewe. Deur die eeue heen het u ons en ons kinders in die verbond ingesluit sonder verdienste. U het ons van die vlekke van die sonde en die straf van die oortreding van die verbond vrygemaak. U het vir ons deel gemaak van die belofte, die loon wat u alleen toekom. Daarom prys ons u, loof ons u, eer ons u, o Here.
Daarom dank ons U, o Vader, wat dit moontlik gemaak het en dit so bepaal het. Help ons dat ons deur ons lewens en ons voorbeeld ons kinders nie sal verhinder nie, maar dat ons hulle na U voete sal lei. Dat ons hulle van U sal leer en sal waarsku teen die moerbei-vlekke van die sonde. Dat ons hulle sal leer om in U weë te wandel. Ons bid en vra dat U ons gesinne sal bewaar, ons familie sal lei. Dat ons saam sal leef in vrees vir die Here, dat ons soos Joshua sal getuig, ek en my huis, ons sal die Here dien. Besonder bid ons dit ook vanoggend vir Kobus, Sonay en vir Lienke. Want Here, U is koning, U is herder, U is Here. U is ons Vader wat nooit U kinders los nie. U kom toe al die lof en die eer, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.